Thema vir die oggend net omdat God goed is. Ek weet nie wie van julle daar gedink die volgorde hiervan was verkeerd gewees nie, maar ek hoop julle het dit gevolg saam met die prentjies, nê, van die bome wat kaal is, botsels, bloeisels, en eintlik moes ek nog bygesit het dat daai boom vrugte dra. Wie wil raai wat se boom is dit? Perske. Mooi. Wow. Kom ek vertel of lees 'n storie. Julle kan dit nie sien nie. Ek gaan dit net lees. Jan het al van klein tyd kerk toe gegaan. Hy het die Bybelstories geken, die liedjies gesing en hy kon die 10 gebooie opsê. Vir hom was dit net so skoolwerk. Jy leer dit, jy sê dit op en jy gaan aan. Een Sondag sit hy weer in die kerk en die predikant lees: God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En skielik, toe klik dit. Dit voel vir hom asof God net met hom praat. Jesus het vir jou, Jan, gesterf. Vir die eerste keer verstaan hy dit nie net met sy koppie, maar ook met sy hart. Hy voel tegelyk jammer oor sy sonde en bly omdat hy weet hy is vergewe. Daardie dag het die Heilige Gees die lig aangeskakel. En hy het besef, ek het nie 'n godsdiens nie, ek het vir Jesus self. Die penny het gedrop. Ons teksgedeelte, dit is Titus hoofstuk 3. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam op die verkeerde pad. Verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Wat ek nou vir jou gesê het, is die waarheid. Ek wil hê jy moet dit met groot oortuiging vir die gelowiges gaan oorvertel. Daardie woord oortuiging in die Grieks het dit ook die betekenis van met groot nadruk of met klem. Hulle moet mooi begryp wat God alles vir ons gedoen het. Dit sal hulle aanspoor om reg te leef. As hulle hierdie goeie nuus verstaan, sal hulle goeie dinge vir ander mense doen. Hulle sal ander begin dien en op die hande dra. Nou, dis belangrik om die konteks van hierdie gedeelte in Titus 3 te verstaan. Titus word beskryf as 'n herderlike brief. Daar's nog een so in die Nuwe Testament en dit is 1 en 2 Timoteus. Dis nog 2. Dis 3. Die ander woord wat gebruik word is 'n pastorale brief. So Paulus skryf vir Titus wat nog 'n jong dominee is op die eiland Kreta. En hy is 'n herder, hy is 'n pastor van gemeentes. En Paulus sê vir hom, jy moet die gemeentes op Kreta moet jy nou organiseer. Paulus is weg, hy het die gemeentes gestig. Titus, jy bly agter, jy organiseer die gemeentes. En dan sê hy onder andere vir hom, jy moet ouderlinge aanstel, jy moet seker maak dat die ware leer verkondig word, jy moet seker maak dat die dwaalleer bestry word en raak gesien word, jy moet vir die mense lei rondom wat Christelike gedrag is ensovoorts. Nou daar's 'n kaart net om 'n bietjie konteks te gee. Die rooi sirkeltjie in die middel, dit is waar Kreta is, en dan linksbo is Italië, wat verlede week 5-6 gewen is deur die Suid-Afrikaanse vroue rugbyspan. Onthou julle dit? Ek het dit gekyk. Ek love it.
As een van daai vrouens my tackle, is ek dood. Ek beloof jy. Okay, so, wat is die doel van hierdie paar verse? Die doel van hierdie paar verse is dat die mense moet verstaan, die Christene moet verstaan en besef wat God alles vir hulle gedoen het. En dat dit wat nou, soos dit wat Paulus nou hier sê, is dis wat God vir ons gedoen het, en dit is absoluut die waarheid. En dan sê hy, hierdie moet jy vir die mense vertel met oortuiging. Jy moet dit vir hulle vertel met nadruk. Jy moet dit vertel deur dit te beklemtoon. So, verstaan en besef waar julle was. En daar is die lysie. Hulle was op 'n plek waar hulle glad nie aan God gesteer het nie, waar hulle op die verkeerde pad was, en die sonde was hulle baas. En ek het dit opgesom met hierdie woorde, hulle lewe was 'n lewe van seer kry, en 'n lewe van seermaak. Dit is hoe hulle lewe gelyk het. En dan moet hulle verstaan en besef, waar hulle nou is. Hulle is verlos van daai lewe. Verlos van daai seerkry lewe, verlos van daai seermaak lewe. Hulle is vergewe daarvoor, hulle is vrygespreek daarvan, en God het hulle skoon gewas, en God het hulle nuut gemaak. Want, en ek gaan nou Engelse vertaling hier aanhaal, God, our kind and loving Savior, God stepped in. Is dit nie mooi nie, nee? Our kind and loving Savior, God stepped in. So waar is hulle nou? Hulle is vry. Hulle is skoon. Dit natuurlik ons, né? Vry, skoon, vergewe, en dan weer uit die ander vertaling, it was all His doing. We had nothing to do with it. So dis nie omdat ons so goed is, of hulle so goed was nie, dit is net omdat God so goed is. En dit moes hulle verstaan, dat hierdie omwenting in hulle lewe, hierdie verskil tussen toe en nou, het hulle geen aandeel aan gehad. Dit is God wat ingetree het in hulle lewens. So niks om te breek nie, niks om te spog nie, niks oulik in my wat dit verdien het nie. God stepped in. So hoe het God dit vir ons gedoen? Op twee maniere volgens hierdie teks. Die een is deur die bad van die wedergeboorte. Wat beteken? En 'n mens kan hieroor in die aard van die saak baie meer sê, maar dit is net vir vanoggend. Die bad van die wedergeboorte beteken dat God het sondes afgewas. God het ons skoon gemaak van binne uit. Dis 'n totale nuwe mens. En God het dan, dit beteken dat God vir ons 'n nuwe begin gegee het. So ek is, jy is, hulle was nuwe mense. En met verwysing na die teks, nie verslaaf aan daai begeertes nie, maar 'n nuwe mens wat vry is. 'n Nuwe hart. Die vorige teks sê, hulle het mekaar gehaat, en hulle was haatlik. Dit is nogal erg om dit oor iemand te sê. En hulle is gedryf deur jaloesie. En daai hart is uitgesny. Esegiel 36 vers 26 sê die Here, ek gaan jou kliphart gaan ek uithaal, en ek gaan jou hart van vlees gee. Nuwe mens, nuwe hart, en 'n nuwe rigting. Die ou lewe word beskryf, julle was op die verkeerde pad, en nou is julle op die regte pad. So dis hoe die Here dit vir ons gedoen het. Deur die bad van die wedergeboorte, maar ook deur die Heilige Gees in sy volheid oor ons uit te stort. En belangrik in die teks, die woorde, deur Jesus ons verlosser. Natuurlik omdat Jesus gesterf het aan die kruis vir ons, dit is hoekom dit gebeur het. Nou, die prentjie wat ek hiervan het, is dat die Heilige Gees vloei in elke deeltjie, in elke kraakie, in elke stukkie van my lewe, soos water wat uitgegooi word oor iets. En die water gaan oral in. As God die Gees uitgestort het oor ons, dan beteken dit, en in sy volheid, dat elke stukkie van my lewe is gevul deur die Gees van die Here.
En wat doen die Gees van die Here in my? Maklikste om dit so te sê, hy plant die saad, die Heilige Gees plant die saad van nuwe lewe in my. Nou, die aard van die saak moet saad opkom en saad moet groei. So die Heilige Gees plant nie net die saad van die nuwe lewe in my nie. Die Heilige Gees laat hierdie saad ook in my groei. En hierdie saad is onder andere die vermoë om te kan glo. Die vermoë in die Here Jesus, die vermoë om die Here te kan vertrou, die vermoë om onvoorwaardelik lief te kan hê, die vermoë of die begeerte om te soek na die Here, die vermoë om die woord van die Here te verstaan, te interpreteer en toe te kan pas. So verander die Here my. So maak my 'n nuwe mens met 'n nuwe rigting, met 'n nuwe hart. En met tyd groei die saad. Miskien dink ek met myself en sê, ek so baie van die werk van die Gees in my lewe sien nie. Die Gees werk. Die saad is geplant deur die Gees. Die dag as ek my hart vir die Here gee, ontvang ek die Gees van die Here in sy volheid. Nou as gevolg van dit wat God dan nou vir ons gedoen het, is ons nou in 'n verhouding met God. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê, dis verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Want tussen ons en God is daar nou vrede. Tussen ons en God is daar nabyheid, is daar intimiteit, is daar 'n verhouding. Die Here is deel van my lewe. En wat ons ook kry is dat ons die ewige lewe kry. Ons word erfgename van God. En dit beteken die ewige lewe. Dit beteken dat die dag as ek my kop neerlê, dan is dit die Here wat my kom haal. En waarom vertel ons dit waarom moet Titus dit vir waarom moet hy dit vir die gemeente vertel met klem, met nadruk, met oortuiging, sodat hulle kan verstaan wat God vir hulle gedoen het. Want daai besef moet hulle aanspoor tot 'n lewe wat reg is. Aanspoor tot 'n lewe wat daai nuwe lewe, maar nuwe lewe te leef. En aanspoor om goeie dinge vir ander mense te doen. So die dag wanneer hierdie pennie drop, wanneer ek verstaan wat die Here Jesus wat God alles vir my deur Jesus gedoen het. Die dag as daai pennie drop, die dag as ek dit hoor met my hart, dan gebeur daai twee dinge. Dis wanneer ek begin reg leef. Dis wanneer ek begin om goeie dinge vir mense te doen. En dit is wat moet gebeur in ons lewens. So ons moet mekaar hieraan deurlopend herinner. En dit wat ek op die skerm nou gaan opsit, soos dit opkom, gaan ons dit saam met mekaar lees. En ons herinner mekaar aan hierdie groot geestelike waarheid. Kom ons lees dit saam. God So vir ons, vir die gemeente daar, vir ons, vir my, vir jou, daar was dit toe, en daar's nou. En die verskil, die beweging van daar na daar, it's all he's doing, we had nothing to do with it. Dis wat genade is. Amen.